Waar is God? Steur God hom aan ons swaar kry? Gaan hierdie lewe ooit beter word? Die Here jou God is by jou. Hy is die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Ons gaan vandag saam met mekaar lees uit een van die klein profete in die Ou Testament, die boek Joël. Nou Joël bestaan net uit 3 hoofstukke, maar in so 'n kort boek lê daar 'n verskriklike groot boodskap. Joël profeteer in die tyd van koning Joas. En volgens 2 Kronieke 24 lees ons dat Joas het regtig terwyl hy 'n jong man was en terwyl hy selfs 'n jong seun was, het hy onder leiding van priester Jehoda die Here baie getrou gedien. Hy het afgode uitgeroei en hy het die volk aangemoedig om presies dieselfde te doen. Maar toe die priester Jehoda gesterf het, het Joas sy eie kop begin volg. En op die ou einde het hy en die volk hulle rug op die Here gedraai. Nou ons almal ken die geskiedenis van die volk van die Here en ons weet, hulle het partykeer regtig wipplank gery in hulle geloof. Onder die een koning het hulle getrou die Here gedien en gedoen wat van hulle gevra word. Maar onder die leiding van die volgende koning het dit weer sleg gegaan en hulle het heeltemal hulle rug op die Here gedraai. Daarom het die Here telke male profete gestuur om die volk te waarsku en hulle te help om op die regte pad te bly. Ons sien dat Joas het 10-1 net die Here gedien om priester Jehoda gelukkig te hou. En dan kan 'n mens aflei dat die volk het 10-1 net die Here gedien om heel waarskynlik net vir koning Joas gelukkig te hou. Dit klink vir my asof die geskiedenis hom telke male herhaal. Vandag volg baie mense die Here uiterlik na om net partykeer die samelewing en ander lidmate in die kerk gelukkig te hou. Kinders dien partykeer net die Here om selfs hulle ouers gelukkig te hou. En so word alles heeltyd net 'n blote skyn, sonder opregtheid en ware liefde vir die Here. So, in 'n tyd waar die land in hongersnood was en waar die volk hulle rug op die Here gedraai het, profeteer Joël. Hy profeteer in besonderse teen die stad Jerusalem. Die stad waar die tempel van die Here staan. Die tempel wat die teenwoordigheid van God simboliseer en die feit dat die tempel daar was ook 'n simbool dat die Here daar gedien en geëer word. Maar die volk het afgedwaal van die Here. En die Here gee vir Joël 'n visioen van 'n ramp wat op die horison is. Miljoene sprinkane gaan op die land toesak en alles wat groen is, sal binne oomblikke in 'n woestyn verander. Ek weet nie wie van julle wat vanoggend luister, het al 'n sprinkaanplaag beleef nie. Ek het nog nie, maar ek het gelees van een ou wat vertel het toe hy 'n kind was op die plaas, het 'n sprinkaanplaag hulle plaas getref. Hy sê dat as so 'n wolk sprinkane op jou oes neersak, bly daar absoluut niks oor nie. Hy het ook gesien hoe so 'n wolk sprinkane gaan sit het in 'n boom langs die plaashuis, op die tak, en hoe die tak heeltemal neergeval het op die grond. As so 'n wolk sprinkane eers op jou landerye neergesak het, kan jy niks doen nie. As 'n vuur nog nader kruip, kan jy die vuur probeer blus, maar met so 'n klomp sprinkane kan jy absoluut niks doen nie. Dit wat Joël hier kom vertel, is nie net 'n verhaal wat 'n storie deurgee nie. Dit is historiese gebeurtenisse. Dit help dalk om die omstandighede wat daar gebeur het met 'n situasie te vergelyk wat ons ken. Dink byvoorbeeld aan 'n tsunami of aan 'n aardbewing. Baie mense sterf. Miljoene rande se skade is aangerig. Siektes en epidemies ontstaan as gevolg van die ramp. Presies dieselfde met die sprinkaanplaag.
Dit waaroor Joël skryf was hoofnuus in Jerusalem. Dit was nie net 'n simbool van iets anders nie. Joël profeteer dat hierdie ramp gaan so groot wees. Dit gaan die kerke toemaak, priesters gaan by die kerke se deure staan en huil, en daar gaan nie meer 'n geleentheid wees om offers na die Here toe te bring nie, want daar gaan geen offers wees op die landerye wat jy na die Here toe kan bring nie. Hy sê dat mense gaan honger wees en moedeloos wees. Mense gaan na die ramp in sak en as sit. Klink dit dalk vir julle bekend? Klink dit dalk soos 'n situasie waarin jy dalk jouself nou bevind? Lees saam met my in Joël 2 vanaf vers 12. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie, of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffers sal wees vir die Here julle God. Blaas die ramshoring in Sion, bepaal 'n dag om te vas, roep die gemeente bymekaar, roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaar kom, bring die kinders bymekaar, selfs die wat nog drink. Die bruidegom moet uit sy kamer uitkom, die bruid uit haar wittebroodskamer. Die priesters wat in diens van die Here staan, moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet sê, betoon medelee met u volk, Here. Moenie die volk wat aan u behoort tot 'n bespotting maak, sodat die nasies met hulle sal spot nie. Waarom moet daar onder die volke gevra word, waar is Israel se God? Hoeveel van ons het in die laaste 8 weke dalk gesprekke gehoor, of dalk was jy deel van so 'n gesprek, waar mense 'n rede soek, of hulle soek iemand om te blameer vir die situasie waarin die wêreld homself nou bevind. Dit is asof ons dink op een of ander rede sal ons beter voel as ons vinger kan wys na iemand wat verantwoordelik is vir die krisis waarin ons onsself nou bevind. Mense trek selfs vir God hierby in en hulle vra, stuur God die rampe? Is dit ons as mense wat self verantwoordelik is vir rampe? Of is dit die duiwel wat rampe stuur? In Lukas 13 het 'n toring geval en 18 mense het gesterf. Die mense wat daar was het na Jesus toe gedraai en hulle wou by hom weet, maar wat is die rede dat hierdie 18 mense gesterf het? Wat se sonde het hulle gedoen, laat hulle dit verdien het? En dan antwoord Jesus vir hulle, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Presies soos in die tyd van Joël kom Jesus en hy leer mense, of dit nou sprinkane is, of dit 'n aardbewing is, selfs al is dit die coronavirus. Rampe is nie daar om ander mense se lewens te bevraagteken nie. Dit is nie daar om ander mense se sonde uit te wys nie. Dit roep jouself tot inkeer en omkeer. Dit roep jou om terug te draai na die Here toe. Dit is vir my die mooiste woorde in Joël 2 vers 12. Dit is asof die Here die volk luister wat staan daar. Kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Jesus smeek die volk. Hoe reageer jy op die donker wolk wat op die oomblik bo oor jou hang? Want ons kan op een van 2 maniere reageer. Ons kan onveranderd voortgaan, asof niks gebeur het nie. Ons kan praat van tyd wat gemors is, tyd wat nie gebruik is
om selfondersoek te doen op my eie lewe nie. Ja, baie van ons is miskien al weer terug by die werk en ons is vinnig om te sê, maar ons het nie nou tyd vir selfondersoek nie, dinge moet teruggaan na normaal toe. Maar dinge is nog steeds nie eintlik normaal nie, al is jy miskien by die werk. Daar is soveel plekke wat toe is, daar is soveel dinge wat ons nie kan gaan doen, wat ons gewoonlik gedoen het nie. So eintlik het ons nog steeds meer tyd op ons hande, as wat ons normaalweg gehad het. Die een groep sal voortgaan soos voor die ramp. Joël profeteer oor hulle sal eindig in die woestyn, daar waar sprinkane alles opgeëet het, moedeloos, verwaarloos en verlore. Die ander groep gaan reageer in hierdie tyd en verander. 'n Ramp of 'n krisis het die potensiaal om veranderinge mee te bring. Veranderinge in mense se lewens kom wanneer jy jou hart toets, voor die Here huil en treur oor verlore tyd. Veranderinge kom wanneer jy nuwe perspektief kry op dit wat belangrik is en op dit wat onbenullig is. Dit gebeur wanneer jy met nuwe toewyding die Here soek en jou huisomstandighede verander om die Here beter te dien. Of as jy self ondersoek doen in jou verhoudings en besef, ek moet anders liefde gee. Veranderinge gebeur wanneer jy die Here toelaat om vir jou 'n groter hart te gee vir swaar kry, armoede en onreg. Joël profeteer dat die Here diegene sal seën wat nader aan hom kom. Joël 2 vers 25 sê, ek sal julle vergoed vir die tyd van die sprinkaan swerm. Die Here sal die verlore tyd teruggee. Hy sal seker maak jy kry wat jy nodig het om van te lewe. Hy sal materiële herstel bring en sorg vir jou en jou huisgesin se daaglikse brood. Bly by hom. Hy sal vir jou sorg, vertrou hom. Maar nog meer, die Here gee die belofte dat vir hulle wat nader aan hom kom, beloof hy dat die Heilige Gees op hulle sal neerkom. Vers 13 sê dit so mooi, skeer julle harte, nie julle klere nie. In die ou nabye ooste was die skeer van klere geassosieer met 'n rouproses. Ons sien dit die eerste keer in Genesis 37 waar Jakob en Reuben hulle klere skeer oor die skynbare dood van Josef. Daarna kom dit nog verskeie kere voor in die Bybel, maar dit was nie net beperk tot die rouproses van die dood van 'n geliefde nie. Dit het ook die geloofslewe van die volk binne gedring. Dit is veral wanneer daar in vrees vir God vergifnis gevra was vir die sonde. Dan het mense hulle klere geskeur om hulle diepe berou oor die sonde wat hulle gedoen het te wys. Dit was 'n eksterne ritueel. En dit is partykeer die probleem met hierdie eksterne rituele wat 'n mens het. Hoewel die ritueel 'n teken of 'n simbool is van wat in die binnekant aangaan, is daar geen waarborg dat daai verandering werklik plaasgevind het nie. Daar is niks wat verseker dat hierdie gevoel dieper is as geskeurde klere nie. Daar is vandag nog 'n Joodse tradisie wat so ver gaan om te sê dat die persoon wat rou, die kledingstuk oor sy hart moet hou terwyl hy dit skeer. Maar ons almal weet dat selfs dit kan nog steeds nie die waarborg gee dat jou hart verander het nie. Jou hart kan steeds onveranderd bly. Die Here wil hê ons moet ons harte skeer voor hom. Hy wil hê ons moet met ons hele hart terugkeer na hom toe. Ons moet dit nie net op 'n uiterlike manier wys sodat ander mense dit kan sien of dat ons ander mense kan beïndruk nie. Ons harte moet in die binnekant oopgeskeer word vir hom. Die Here wil hê ons moet met ons hele hart en met ons hele siel terugdraai na hom toe. As ons kyk na die wêreld waarin ons is en ons sien al die geweld en die misdaad, dan wonder ek baie kere, het die mensdom vergeet van God?
Het ons hom ergens langs die pad gelos, dat ons net nie meer leef vanuit sy wil nie. Die Here wil hê, ons moet hom vertrou en ons lewe inkleer soos wat hy vir ons vertel in sy woord. Moenie dat COVID-19 jou lewe onveranderd laat nie. Verander jou hart, verander jou huis, verander hoe jy dinge by die werk doen, verander hoe jy mense hanteer. En nie net die mense wat naby aan jou is nie, die manier hoe jy jou werkskollegas hanteer, die manier hoe jy die man op die straat hanteer, die manier hoe jy die vrou in die winkel agter die masker hanteer. Kies die Here. Hy wil jou pyn verlig. Ontdek dat God gou is om te vergewe en gou is om sy genade te betoon. Hy het jou so lief, hy sal jou stroop om jou terug te kry by hom. Hy sal jou herstel na hierdie ramp. Ek weet, almal van ons is so onseker oor hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Ek sê net gister vir my man, wanneer gaan die wêreld weer terugkeer na normaal? En hoe gaan ons nuwe normaal lyk? Kinders moet terug gaan skool toe en 1.5 meter uitmekaar staan. Dit het my hart die ander dag gebreek toe ek 'n foto sien op Facebook van 'n pre-primêre skool oor see ergens waar hulle blokke geteken het vir 5-jarige kinders en vir hulle gesê het, maar jy moet in daai blok speel, sit en staan. Jy mag nie by jou maatjies wees nie. Ek weet nie hoe lank dit nog gaan wees voordat ons besef wat ons nuwe normaal is nie. Alles is onseker en dit lyk vir ons soos 'n groot ramp en dit is ook 'n groot ramp. Maar die enigste sekerheid wat ons het, is die feit dat God konstant is. Hy sê vir ons, hy wil vir ons sorg, hy sal vir ons sorg. Maar hy wil ons ook geestelik versorg, hier in die binnekant van ons harte. En daarvoor het ons nodig om ons harte oop te skeer vir hom en vir hom die egte, ware weergawe te gee van onsself. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So het die Here beloof. Gebruik hierdie onseker tyd om die Here toe te laat om jou geskeurde hart stuk vir stuk te herstel, sodat jy na hierdie ramp met 'n heel hart kan leef, saam met hom, in sy vertroue, onder sy genade, toegevou in sy liefde. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons weet U is by ons. U is die krygsman wat red. U is vol vreugde oor ons en U jubel en juig oor ons. Maar Here, ons sit in 'n krisis, 'n ramp. Die sprinkane het toegesak op ons oes en hulle is besig om die laaste bietjie groen op te vreet. Mense is siek, hulle is bekommerd. Hulle sit sonder kos of werk, Here. Maar vanoggend draai ons die spieël sodat ons onsself vierkantig in die oë kan kyk. Help ons, Here, dat ons nie na hierdie krisis onveranderd sal uitloop nie. Ek bid vir elkeen van ons harte dat ons dit sal oopskeer voor U, sodat U ons kan heel maak. Jammer, Here, vir die kere wat ons al wipplank gery het in ons geloof en waar ons U heeltemal eenkant toe gestoot het. Hoeveel van ons het dit nie miskien al in hierdie laaste tyd ook gedoen nie. Trek ons nader, Here, styf teen U, sodat ons U liefde kan ervaar, U goedheid en U guns kan beleef. Dankie dat U ons sal laat herstel na hierdie krisis, Here. Dankie vir die belofte dat U ons fisies sal bly versorg met ons daaglikse brood. En dankie, Here, vir die Heilige Gees wat by ons is. Ons loof U en ons prys U naam.